Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes. In samewerking met Hinterland en NWK. Goeiedag en welkom by Nasie in Gesprek. Ons reis deur die Suid-Afrikaanse platteland en kyk na die landbouaktiwiteite in verskillende dele van ons land. Suid-Afrika spog met van die beste mielieprodusente ter wêreld. Mielies is ook 'n belangrike stapelvoedsel in ons land. In die veebedryf is dit 'n baie belangrike voerkomponent. Hoenders, vark en beesvleisproduksie sal nie kan bestaan sonder mielies nie. Hier is waarna jy kan uitsien. In ons kontry-segment gaan kyk ons na die sogenaamde mielie-driehoek, sowel as die reusagtige Nampo oesdag. Ons lê ook besoek af by die Van Zyl familie se boerdery in Wesselsbron en kyk ook hoe mieliemeel sowel as veevoer vervaardig word. In die in-konteks-segment sluit Chris Burgess van Landbou Weekblad by my aan om sy insigte oor die bedryf te deel. En ons kyk na die rol van landboubesighede ter ondersteuning van produsente. In gespreksfokus gesels Theo Foster met Corneille Creer van Senwes. Die sogenaamde mielie-driehoek is 'n verwysing na 'n Suid-Afrikaanse landboustreek wat vandag as die somersaaigebied bekend staan. Dit word weer onderverdeel tussen die westelike en oostelike produksiegebiede. Die somersaaigebied is in sentraal Suid-Afrika geleë en geniet gunstige grondprofiele en klimaat wat geskik is vir hoë mielieproduksie. Onder normale omstandighede kry hierdie streek goeie somerreënval. Dit is 'n wye streek wat groot dele van Noordwes, die Vrystaat en Mpumalanga insluit, as ook dele van Limpopo, Gauteng en KwaZulu-Natal. Die meerderheid mielies, sonneblom en sojabone wat in Suid-Afrika geproduseer word, kom uit die somersaaigebied. Veral in die westelike produksiegebied word witmielies verbou vir mieliemeel. In die oostelike produksiegebied word meer geelmielies verbou, wat uiters belangrik is vir veevoer, wat veral belangrik is vir die hoender, park en beesbedryf. In die oostelike produksiestreek is Botawil die mieliehoofstad. Eenmaal per jaar verander hierdie klein dorpie in die hartjie van die mieliedriehoek in 'n muurnes van aktiwiteite, wanneer die jaarlikse Nampo oesdag aanbreek. Hier is Jaco Minnaar om ons meer te vertel. Nampo oesdag het ontstaan gehad in 1967 op die plaas Donkerhoek naby Bloemfontein. Is 3 boere wat by mekaar gekom het en besluit het hulle wil graag spesifieke produkte met mekaar vergelyk op dieselfde perseel, op dieselfde tyd hopelik, om dan te kan sien maar wat is die verskille. So dis die ontstaan van Nampo. Hy het sedertdien gegroei en bietjie rondgeskuif tussen verskillende plase tot hy in 1974 sy permanente plek op Nampo Park in Botawil gekry het. En dis waar hy vandag nog is en van daar af bou ons hom nou vorentoe. Nampo se primêre doel is om produsent en verskaffer by mekaar uit te bring, maar dit gaan baie verder as dit. Dit het baie verder uitgebrei. Dit gaan oor regeringsamptenare om hulle te kom wys wat gaan in landbou aan. Dit gaan oor die besigheidsvennote by mekaar uit te bring, nie net in primêre produksie nie, maar ook verder af in die waardeketting. En dan veral jou verbruiker aan die einde van die dag om te kom sien, om te kom ervaar wat is landbou in Suid-Afrika, hoe hoogs tegnologies is ons gevorder en wat kan ons doen in Suid-Afrika. Maar vir die produsente self, die groot voordeel daarvan, die nuutste tegnologie in die wêreld is daar, die kompeteerders is almal daar, jy kan almal op dieselfde perseel met mekaar kom beoordeel en vergelyk en dan met die beste vakmanne en die beste kundiges na bepaalde gebiede kan jy gaan gesels en koppe skiet. Ek wil graag elkeen uitnooi om Nampo te kom bywoon, om deel te wees van die ervaring van landbou, om deel te wees van die toekoms van landbou, om te kan sien waar gaan ons as Suid-Afrika heen. Landbou is tog die bousteen van enige nasie en almal is welkom om te kom kyk wat doen landbou en wat se bydrae kan hy maak in 'n toekomstige Suid-Afrika.
Het jy geweet, Suid-Afrika was die afgelope jaar 'n invoerder van mielies weens die droogte. Gewoonlik is ons 'n uitvoerder. In hierdie omgewing het ons gaan inloer by die Van Zyls. Nie net suksesvolle produsente nie, maar 'n onderneming ook betrokke by die verwerking van mielies. Die meele en die voerfabriek wat ons begin het in Botawil het alles sy ontstaan gekry vanuit die graanboerdery as fondasie en wegspringplek. Ek dink die saaiery was omtrent 30 jaar oud voor ons begin het met die verdere uitbreidings. Die enigste manier om werklik sukses te kan kry is jy dit as 'n aparte besigheid bestuur en daarvoor het jy uitstekende bestuurders nodig wat jy ten volle vertrou en dan ook baie goeie vennootskappe en ons familie glo dat dit 'n resep vir sukses is. Telwiedryvoere het sy ontstaan in die Riemland gehad in die Heilbron omgewing in 1998 en vandaar het ons oor jare ons voetspoor al groter en wyer probeer maak. Ons het primêr varkvoere gemaak en van daar af het ons ook braaikuikenvoere gedoen en ook lêvoere. Maar omdat die behoeftes veral in die Riemland ook baie groot was vir skaap en beesprodukte, het soos die meele uitgebrei het ons ook daarin begin fokus. En ja, dit is waarin ons primêre fokus is as 'n multispesie fabriek en oor tyd het ons 'n reputasie opgebou dat ons baie goeie kwaliteit lewer. Ons is nie noodwendig die goedkoopste voermaatskappy nie, maar as dit kom by kwaliteit is dit ononderhandelbaar. Huidiglik het ons in die omgewing van so 180 mense permanent in diens in die groep. Van tyd tot tyd maak ons ook gebruik van stukwerkers wat seisoonaal gebonde is. So ons is baie ingestel om mense uit die plaaslike omgewing werk te verskaf. Nou as 'n ou bietjie dink aan die wyeer omvang wat dit in die omgewing het, dan praat ons waarskynlik van so 2000 mense plus wat ons ondersteun in hierdie omgewing. En dit is vir ons regtig baie belangrik om in die omgewing betrokke te wees. In Botawil spesifiek hier by die fabrieke, dan het ons goeie opleidingsprogramme wat ons mense deurlopend op kursusse stuur, deurlopend ook laat kwalifiseer. Ons het 'n proses waar ons meelenaars laat kwalifiseer, wat ons hulle op 'n leerskema dan ook help om dit te behaal. So dis regtig vir ons belangrik ook om daar inset te lewer. Het jy geweet, saam met Mexiko en die VSA, is Suid-Afrika een van die belangrikste uitvoerlande van witmielies vir mieliemeel. Ons kan sien waarom Suid-Afrika van die beste produsente ter wêreld het. Na die breek sluit Chris Burgess van Landbou Weekblad by my aan. Bly ingeskakel. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Gesels gerus saam op Facebook en Twitter. Vandag fokus ons op die mieliebedryf en by my is Chris Burgess van Landbou Weekblad. Welkom Chris. Dankie Rosie. Chris, hoe gaan dit op die oomblik met die mielieprodusente, veral in die lig van die onlangse erge droogte? So ons het redelike goeie reëns gehad en oes vir hierdie jaar word voorspel dat dit so van so 13 miljoen ton gaan wees. So ek dink ons is redelik okay vir hierdie seisoen, maar laas jaar die 2015-2016 seisoen was natuurlik baie erg. Ek wil hulle sê dit was die ergste droogte sedert ons weer rekords gehou het. So dit het maar redelik bars gegaan. En hier in Desember 2015, ek wil die Wes-Vrystaat en die Noordwes het nog soos Saudi-Arabië gelyk. En wat regtig besonder was, toe die eerste reëns op 15 Januarie 2015 val, toe besluit die boere hulle gaan begin plant. Hulle trek hulle trekkers uit die skure uit en hulle begin plant. En binne 10 dae het hulle 700,000 hektaar geplant. Dit is omtrent teen 'n tempo van 1,25 miljoen sade of pitte per minuut. So jy weet, dit is die tipe kaliber boer wat ons mielieboer wat ons in Suid-Afrika het en dit is 'n ongelooflike aanwinst vir die land omdat mielies nog 'n stapel is in Suid-Afrika, maar ook vir ons buurlande. Jy weet, ons voer nogal redelike mielies uit na ons buurlande toe.
So, jy weet, die mieliebedryf is eintlik van enorme strategiese belang vir die land as 'n geheel en dan natuurlik vir daai areas waar die mielies verbou word, jy weet. 'n plek soos Wesselsbron of een van die ander Vrystaatse dorpies of die Noordwes dorpies, jy weet, sonder die mieliebedryf sou jy net nie daai landelike gemeenskappe gehad het nie. Agter elke produsent staan daar nie net 'n ystervrou nie, daar is ook 'n landboubesigheid. Ons het gaan gesels met François Strydom van Senwes. Die landboubedryf word bedien deur, as jy net na die hele voedselwaardeketting kyk, nog meer 30,000 boere wat kos en drinkgoed en klere produseer vir 55 miljoen verbruikers. So dis die perspektief van die voedselwaardeketting. 'n Landboubesigheid is redelik aan die begin van die voedselwaardeketting, hier tussen die boer en die verwerker. Met ander woorde, tussen hy versprei produkte aan die boer vir produksie en nadat die boer geproduseer het, neem hy daai produk deur die logistieke ketting weer na die verwerkingsbedryf toe, wat dan op die einde die produk verwerk en op die kleinhandel se rak plaas, sodat die verbruiker dit kan verbruik. So die perspektief van Senwes landboubesigheid, daar werk so 3.500 mense vir ons. Ons opereer in min of meer 100 plattelandse dorpe en stede van die groter stede. Maatskappy se omset so in die omgewing van 'n genormaliseerde jaar van 12 na 14 biljoen rand. Ons is eintlik maar 'n verspreidingsbesigheid. Ons versprei insetprodukte na die primêre produsent toe. Met ander woorde, wat hy nodig het om te produseer, verskaf ons aan hom. En dit gaan oor al die massaprodukte soos saad en kunsmis en diesel, chemikalieë, en dan natuurlik die toerusting wat hy nodig het, die John Deere toerusting, trekkers en implemente wat hy nodig het. Dan produseer hy en ons verskaf natuurlik ook finansiering en versekering. En dan 'n hele reeks produkte wat rondom die boer gesentreer is. Dan nadat hy geproduseer is, dit vervul ons die logistieke doel om die produk te neem, dit te stoor, weer eens te finansier aan die verdere verwerkingsbedryf en dan te voorsien aan die verwerkingsbedryf. Dis min of meer die omvang van 'n besigheid so Senwes. En natuurlik is daar in die land verskeie sulke landboubesighede. Ek dink waarskynlik die twee belangrikste vraagstukke in Suid-Afrika is waarskynlik die skep van werksgeleenthede aan die een kant en aan die ander kant die uitwissing van die ongelykheid. Met ander woorde, mense wat 'n menswaardige bestaan ook in die platteland kan voer, wat geld verdien en vir hulle gesinne kan sorg. En dit doen die landbou en Senwes in hierdie gebied. Baie dankie François, dit was baie insiggewend. Chris, hoe lyk die toekoms van die mieliebedryf? Ja, met klimaatsverandering dink ek 'n mens kan net verwag dat die weste deel van ons mielieproduksiegebiede warmer en droër gaan word. So dit is 'n bietjie van 'n bekommernis. Maar jy weet, ons boere is seker van die beste mielieprodusente in die wêreld en daar's altyd die grap wat gemaak word dat die Amerikaners jy weet, ons boere sal in Amerika kan produseer, maar jy weet, daar's geen kans dat die Amerikaners ooit hier sou kon produseer nie. So, jy weet, wat die mielieboere reg gekry het om meer mielies te produseer op minder grond, is seker een van die groot suksesstories van Suid-Afrikaanse landbou. En hoe hulle dit reg gekry het, was maar deur mekanisasie. So, dis hoekom as jy Nampo toe gaan en jy sien hierdie enorme trekkers, boere probeer meer doen met minder. So waar jy 3 kleiner trekkers gehad het in die verlede, het jy nou 1 groot trekker wat meer werk kan doen. Dan is daar natuurlik presisieboerdery wat met satelliet tegnologie aangedryf word. So daar kyk jy daarna om jou kunsmis presies te plaas waar dit geplaas moet word volgens grondtipe. En dan het jy natuurlik die saadvariëteite. So jy weet, 'n mens dink 'n mielie is 'n mielie, maar dit is nie regtig so nie, want elke area het sy eie kultivar wat spesifiek geteel word vir daai grondtipe en vir daai klimaat. So jy weet, dit is 'n ongelooflike innoverende industrie, en soos ek sê, ek wil weet van die beste produsente en van die beste landboubesighede in Suid-Afrika, want 'n mens moenie vergeet van die landboubesighede wat agter die boere sit en wat die advies en die tegnologie aan die boere verskaf nie. Baie dankie Chris.
Na die breek neem Theo Foster die gesprek rondom hierdie bedryf verder. Bly ingeskakel. Welkom terug. Voordat ons met Corneille Kreer gesels oor die finansiële impak waaronder die produsente gebuk gaan, het ek met Kobus Steenekamp by Monsanto gaan gesels om uit te vind wat hulle doen rondom tegnologie om produsente te ondersteun, veral in die huidige moeilike klimaat. Kobus, waar pas geneties aangepaste produkte? Ja, so die groot doel van geneties verbeterde produkte is om produktiwiteit te verhoog. In die konteks van Suid-Afrika het ons insekbestande tegnologie, so ook produkte wat 'n plant bestand maak teen sekere onkruiddoders. Natuurlik moet ons die Suid-Afrikaanse boere help om so produktief as moontlik te wees. Ons gaan gebuk op verskillende elemente soos weeromstandighede wat varieer. Ons het verskeie peste en pla. Nou ons bied biotehnologieprodukte of genetiese verbeterde produkte aan as een van die oplossings om landbou meer volhoubaar te maak en uiteindelik voedselsekuriteit te bewerkstellig. Nou dit wissel van omgewing tot omgewing en die produsent of die boer het dan die verantwoordelikheid om die tegnologie te kies wat vir hom dan daardie doelwitte te gaan bereik. Dit is ook altyd belangrik om te noem dat die sogenaamde konvensionele produkte is beskikbaar en gaan ook beskikbaar bly sodat die boer daai keuse kan uitoefen. Kom ons staan bietjie stil by risikobestuur. Hoe staan julle die boer by as dit kom by die bestuur van verskillende risiko's? Ja, so die boer of die produsent word blootgestel aan verskeie risiko's en ek dink die risiko wat ons dan meer na kyk is droogte risiko van spesifieke peste en pla en dan ook natuurlik om die boere te adviseer om die regte tipe produkte te gebruik en nie om byvoorbeeld ongeregistreerde produkte of denkmengsels te gebruik nie. So ons het 'n groot verantwoordelikheid om produsente boere volhoubaar te kan boer en van tyd tot tyd moet ons dan ook die boere finansiëel bystaan. Ek dink 'n baie belangrike voorbeeld is in die Noordwes provinsie, die Vrystaat provinsie wat onder die laaste 2-3 seisoene redelik gebuk gegaan het onder droogte toestande. In sulke gevalle sal ons kyk na uitgestelde terme. Dit is belangrik om te meld dat Monsanto nie 'n bank is nie, so ons het ook net sekere bepaalde aktiwiteite waarby ons kan betrokke raak. En ons help dan hierdie produsente in 'n oorbruggingstyd. Dit is moontlik in gevalle waar 'n boer byvoorbeeld 'n kontantvloeiprobleem het. Dis nie 'n inherent is die besigheid nog gesond, dis net 'n tydelike proses en dan sal ons die boer en die produsent dan bystaan. Ek dink 'n tweede belangrike ding is die tegnologie wat ons vandag gebruik indien 'n boer moet oorplant soos wat gebeur het, dan is daar sekere programme wat die boer help om dan daai selfde tegnologie teen 'n laer prys in die volgende of in dieselfde plantseisoen wel te kan aanplant. Ja, dit was duidelik 'n baie moeilike jaar. Welkom Corneille. Dankie toe. Corneille, as 'n mens kyk van julle kant af, julle is 'n landboumaatskappy wat miljarde rande aan insetfinansiering verskaf wat die boere se produk hanteer, wat aan hulle goedere en dienste lewer. As jy moet kyk na die jaar, hoe moeilik was hierdie jaar? Ja, Theo, dit was die droogste jaar in 111 jaar. So, maar voeg 3 ander jare by uit die laaste 5 jaar en sekere areas 4 jare wat droog was. Dan dink ek hierdie was 'n baie uitdagende siklus, nie net 1 jaar siklus nie, dit mag geëindig by hierdie ekstreme jaar. Maar as jy reeds 4-5 jaar terug is dit begin. Nou van julle kant af in terme van ondersteuning en posisionering. Uiteraard kan ou dit nie net as 'n normale jaar beskou nie. Wat het julle gedoen om van die produsente by te staan om hulle oor hierdie jare te kry? Theo, eerstens op ons eie balans staat, jy moet as rolspeler in die markplek moet jy fiks genoeg wees om in hierdie jare jouself te kan handhaaf en nie een van die rolspelers te wees wat onttrek saam met die ander ouens as hulle die sombreel wegvat as die krisis kom nie. So jou eie besigheid en jou eie sake moet gesorteer wees. Meer op die operasionele vlak wat ons doen is aan die kredietkant 60-70% van die aksies lê aan die kredietkant. So jy herskeduleer skulde, onthou die skulde wat boere gemaak het voor hierdie krisistyd was baie min geweest, daar was baie kontant in die balansstaat en boere het met kontant hulle langtermynbates gefinansier of met eie ekwiteit. Wat jy doen in hierdie tye is jy skeduleer sy skuld in beter, jy trou die langtermyn met die korttermynbates.
Jy kry ander reëlings, daar's verskaffers wat hulle reëlings deurgee en uitstel op reëlings gee. Die mekanisasie ouens gee baie lae rentekoers, hulle probeer natuurlik dit stimuleer. So daai pogings kombineer ons en ons vat mark toe uit 'n kredietoogpunt uit. Aan die graanverhandelingskant sal ons tipies produkte uitsit wat handel met hierdie omstandigheid. So tipies in hierdie omgewing is die volatiliteit hoog en produkte wat tot volatiliteit spreek, tipiese sogenaamde collars wat vloer en plafonne het, is baie gewild. En dis ons rol om dan ook daai boer dan nou in daai aspekte by te staan en te fasiliteer. Jou eie vermoë vir daai boer uit 'n tegniese omgewing en uit 'n adviesomgewing kom dan ook in spel. Die verbruiker aan die kant. Ons sien voedselinflasie is beduidend hoog. Voedselpryse is hoog, dit bly hoog. Dink jy die produsent het besef tot in watter mate landbou onder druk was en so ook in die owerheid, was die regte boodskap deurgekom of nie? Ek het geen twyfel dis nie in volle omvang besef nie. En dis jammer om te sê. Miskien is die beste indikator om dit te bepaal is die totale landbouskuld in Suid-Afrika. So as jy die afgelope 40 jaar kyk en jy vat die skuld van die verlede na vandag se waardes toe met inflasie, dan was die grootste krisis behalwe hierdie middel 80 gewees en die skuldvlakke van landbou op daai stadium in vandag se terme was 125 miljard. Dit het 140 miljard lag gebreek. Nou die mid-80s krisis is eers genormaliseer 8 jaar later in 1993 toe daai skuldvlakke teruggaan het na 90 miljard toe. Ons weet nie hoe lank dit gaan vat nie, maar daar's 'n groot kans dat ons dieselfde siklus homself sal herhaal. Die groot verskil is ook dat die hektare beplant en die aantal klante op daai stadium was amper dubbeld gewees. En nou sit jy nog met konsentrasiemoeilikheid in alle aspekte, val uit 'n regeringsoogmerk waar daar ook 'n herverdelingsoogmerke is, gaan eintlik groter skaal stimuleer nou. Daar's vir my geen aanduiding dat dit daar 'n oplossing is nie. Wel, ten minste het die reën saamgespeel en ten minste is ons op daai herstelpad. Die feit dat dit kan lank vat, ons is op daai pad. Dankie Corneille. Dankie Theo. Dit was Corneille Creer, hy is die finansiële hoof by Senwes. Van my kant af, goeiedag. Baie dankie Theo. Hierdie was Nasie in Gesprek. Neem deel aan die gesprek en onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen. Raak betrokke by die landboubedryf, want dit raak jou. Besoek ook gerus ons webwerf vir gereelde inligting oor die landbousektor. Hoop ons sien julle by Nampo Oesdag 16 tot 19 Mei in Botawil. Totsiens. Nasie in Gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes in samewerking met Hinterland en NWK.